Hallo graad 11, hierdie is 'n kort video op die algemene oplossings. Ons is nou besig met trigonometrie. Hierdie is nuwe werk vir julle in graad 11. Ja, die nuwe deel nou teenoor numeriese oplossings is dat ons voeg nou hierdie deeltjie by hier in die agterkant. Plus n maal 360 en is die element van die heelgetalle. Moenie bekommer oor die tweede deel nie, wat sê 180 nie. Ons gaan dit vir nou eers uitlos. En die stappe wat jy volg is, jy kry die hoek, die kwadrant en dan bepaal jy die oplossing. En hierso het ook 5 verskillende maniere waarop hulle vir jou hierdie vraag kan vra. Die eerste ene is die maklikste manier waarop hulle dit vir jou kan vra. Hulle gee vir jou sin van 'n hoek, of cos of tan van 'n hoek, is gelyk aan 'n spesifieke waarde. Nou los jy hom op amper presies soos wat ons voorheen gedoen het om jou verwysingshoek eerste te kry, deur shift sin in te sit en dan jou waarde waarna hy gelyk is, dan kry jy jou verwysingshoek. Daarna bepaal jy natuurlik jou kwadrante, omdat sin positiewe verhouding gehad het, gaan hy in kwadrant 1 en 2 wees, en dis los jy op vir jou hoek in kwadrant 1 en in kwadrant 2. En dan voeg jy net plus en maal 360 by, en is die element van die heelgetalle. Baie belangrik dat jy dit byskryf. Okay. Tweede enetjie, en ek gaan nou net vlugtig deur hierdie gaan en dan gaan ons by spesifieke voorbeelde uitkom. So moenie te veel bekommer as jy nou nie dadelik alles snap nie. Maar dit is al 'n opsomming van alles as 'n geheel. Heel aan die einde, as jy nou weer terugkyk na hierdie deel, gaan dit vir jou baie meer sin maak. Volgende enetjie het jy, as jy sin van 'n hoek het en kos van dieselfde hoek. So wat belangrik is in hierdie geval is dat die hoeke is presies dieselfde. Dan wat ons gaan doen is, ons gaan deel deur kos. Ons gaan deel deur kos hierdie kant en ons gaan deel deur kos hierdie kant. Indien ons dit doen, wat gaan gebeur? Sin op kos, volgens ons identiteite, weet ons is tan. Dan word hy tan is 2. En dan het ons hom nou vereenvoudig na iets soos wat die eerste een is wat ons nou net gehad het, wat dit net 1 terugfunksie is. En dan los jy hom op presies dieselfde manier op as voorheen. Okay? Baie belangrik hier is dat die hoeke moet presies dieselfde wees vir sin en vir kos. Volgende ene. Hier is as jy het sin en kos, hulle hoeke verskil, dan gaan jy jou kofunksies of koverhoudings gebruik. Onthou jou koverhouding sê vir jou dat sin van 90 minus theta is gelyk aan kos van theta, en dieselfde aan die kant om vir kos van 90 minus theta is gelyk aan sin van theta. So dit is wat ons nou hier gaan gebruik. Ons gaan ons koverhoudings gebruik. Jou hoeke gaan nog steeds nie dieselfde wees nie, maar wat nou dieselfde gaan wees is jou funksie. So ons gaan byvoorbeeld kos verander sodat hy ook sin van iets is. Of ons gaan sin verander sodat hy ook kos van iets is. Alhoewel die hoeke nog steeds nie noodwendig dieselfde gaan wees nie. En dan, van daai stappe volg ons nou die volgende deel. Sodra jy het kos en kos, of sin en sin, gaan jy dadelik jou verwysingshoek bepaal. Okay? En jou verwysingshoek gaan hierdie ene wees aan die regterkant. So jy gaan sê, jou verwysingshoek is x plus 30 grade. En omdat kos positief is, omdat dit positief is orals, gaan ons werk waar kos positief is, en dis in jou eerste en in jou vierde kwadrant. So dan wat jy gaan doen is in kwadrant 1, gaan jy x is gelyk aan x plus 30 plus n maal 360, en jy los op vir x. En in kwadrant 4, gaan jy x is gelyk aan 360 grade minus x plus 30, weer eens plus n maal 360 en element heelgetalle, soos wat ons weet ons teen die tyd moet byvoeg. Laastens het ons, soos byvoorbeeld hier by voorbeeld 5, waar ons kos kwadraat theta het, en hier kan ons identiteite toepas. So indien ons identiteite toepas, gaan ons kos kwadraat theta vervang met 1 minus
sin kwadraat theta. En as ons daai dan uitmaal, gaan ons kry 2 minus 2 sin kwadraat theta plus 3 sin theta. En maklikste van hier af gaan wees om te onthou van die K-metode. So ek gaan K vervang in plek van sin theta. Dan gaan ek kry minus 2k kwadraat, minus 2k kwadraat plus 3k plus 2 is gelyk aan 0. En nou faktoriseer jy hierdie as 'n kwadratiese 3 term en dan voeg jy weer vir k in terme van sin terug en dan los jy verder op soos wat ons gedoen het. Hier gaan jy 2 verskillende dele hê. Jy gaan 'n sin theta is gelyk aan iets kry en hier gaan jy weer 'n sin theta of sin theta is gelyk aan iets anders. So jy gaan klomp verskillende antwoorde hierso kry. Indien dit wat nou soos 'n groot mondvol was, kyk die res van die video asseblief, want nou gaan ons hom baie stadig in terme van 'n maklike voorbeeld doen. Okay. So hierso het ons eerste voorbeeld. Bepaal die algemene oplossing vir die vergelyking sin van 2x is gelyk aan minus 0,757. Nou, eerste ding wat ek wil hê jy moet besef, of net onthou vir die toekoms, is dat partykeer gaan jy sien in vraestelling en van die vragies in die handboek byvoorbeeld, in plaas van om uit te skryf elke keer algemene oplossing, gaan hulle die afkorting gebruik hoofletter A, hoofletter O, algemene oplossing. Indien hulle wil hê jy moet die algemene oplossing bepaal. Okay. So hierdie ene, as ons nou kyk na ons opsomming, lyk baie na die heel eerste een. Dis 1 terugfunksie is gelyk aan 'n waarde. So ons gaan hom volg. Ons kan dadelik in hierdie geval ons verwysingshoek bepaal. So ons verwysingshoek gaan ons dan volgens ons sakrekenaar kry. Ons gaan sê shift sin van die positiewe waarde 0,757. Hoekom die positiewe waarde? Want hierdie negatief sê net vir my in watter kwadrante werk ek. Niks meer nie. So daai negatief sê net vir my dat ek werk waar sin negatief is en dis in die 3de en in die 4de kwadrant. Verder doen ek niks met daai negatief. Ek kry dus my verwysingshoek as 49,20 grade. Nou kan ek dadelik beweeg na my oplossings toe. So van kwadrant 3 het ek dat, en nou moet jy versigtig wees, watter hoek het ons? Ons het 2x as 'n hoek. So 2x is gelyk aan, en in ons kwadrant 3 is ons reduksieformule 180 grade plus theta. So ons plus 180 by ons verwysingshoek. En die nuwe deeltjie wat ons nou byvoeg is plus en maal 360 grade. En is die element van die heelgetalle. Okay, so en kan enige heelgetal wees. Nou tel ek dit bymekaar, 180 en 49,20 en ek kry 229,20. Nog steeds 2x aan hierdie kant plus n maal 360. En om vir x alleen te kry, onthou ons los tegnies nog op vir x, moet ek deel deur 2 reg deur in my verhouding. My vergelyking. Dan kry ek x is gelyk aan 114,6 plus n maal 180 grade. Okay, so hierdie 360 moet jy ook asseblief deel deur 2. En dit is jou finale algemene oplossing net vir kwadrant 3. Dan moet ons nog vir kwadrant 4 om uitwerk. So in kwadrant 4 het ons dat weer eens 2x is gelyk aan, en nou my reduksieformule in kwadrant 4 is 360 grade minus my verwysingshoek.
plus n maal 360 grade en is die element van die heelgetalle. Okay? So, nou kan ek verder oplos vir x, en ek kry x is gelyk aan so 360 minus 49,2 gedeel deur 2 gee vir my 155,4 plus n maal 180. Onthou die 360 word ook gedeel deur 2. So hier is nou jou 2 finale antwoorde van hierdie vraagie. Jou 2 algemene oplossings vir die 2 kwadrante waarin ons werk.